van. Ek dink die laaste bietjie het op die live gekom. Serieus? Ek dink die laaste stukkie het dalk op die live gekom. Hy is nie live nog. Ek is live. Praat jy dan nog? Ek praat. Goeiemôre. Al julle pragtige mense hier op die 10de April. Ons het nou net 'n funny incident hierso gehad. En kom ons kyk wie kom op. Ons het 'n interessante bespreking vandag. En hierdie bespreking gaan party ouens absoluut kwaad maak en ander mense sal reg dink en hierdie goeders deurwerk en die regte besluite neem. So hierdie is baie belangrik. Hierdie is baie belangrik. So kom ons kyk wie kom op hierdie Vrydagoggend. Sy. Was hierdie beker het ook nog 'n label onder. Ja. Ou vergeet altyd die labels onder. Maar ek het 'n baie mooi beker hierso. Gekry vir my verjaarsdag. So kom ons kyk wie kom op. En ons gaan vandag gesels oor die rol, eintlik nie soveel die rol nie, maar hoe gaan ek dit nou noem? Die kerk in ons politieke samelewing. Nou ons het al 'n klomp goed gesien deur die geskiedenis van Siener van Rensburg, wat 'n rol die kerk gespeel het in ons samelewing. En ons sien dat die NG Kerk het doelbewustelik, Johan, yes, hoe lyk dit? Doelbewustelik het die NG Kerk hulle neuse ingedruk in die politiek van die tyd van Paul Kruger. En toe die rebellie en D.F. Malan en al hierdie ouens, al hierdie verskillende politieke bewegings, Jan Smuts, al hierdie ouens was beïnvloed deur die kerk. Nou dit is baie moeilik om kerk en politiek te skei. Baie moeilik. Jy het 'n groep nou wat oor ons aangestel is om 'n stok te wees vir die boere en vir die wit mense. Maar hulle het hulle grense oortree. Dolf, goeiemôre. Hulle het hulle grense oortree en ons sien dat hulle het sangomas en sulke goed in die regering. En daardie tipe heidense afgodery en duiwelaanbidding, of dit nou oorlewing is en of dit nou hulle kultuur is en maak nie saak nie, ons weet dis heksery. Hierdie goed het alles 'n rol en 'n invloed. Maar nie goeiemôre. Hierdie goed speel alles 'n rol en 'n invloed in ons politieke denkrigtings. Jy sien, hierdie ouens dink hulle kan enigiets doen. Hulle gaan vra die sangomas en die duiwels gee vir hulle antwoorde. En dit raak net al hoe vrotter en vrotter en vrotter. En dit was dieselfde met die sappe, die natte, die hervormde partye. Almal was beïnvloed deur die Nederduitse protestantse geloof, of die protestantse hervormde geloof, of die protestantse ortodokse geloof. Hulle was almal gevorm deur daardie geloofsdenkwyse, daardie denkrigtings. En uit daardie denkrigtings uit het daar sektes ontstaan. Soos uit enige ander denkrigting uit. Ons vat byvoorbeeld die Katolieke. Die Katolieke Kerk het sy ontstaan gehad na die
Constantyn beweging. Net voor en net na Constantyn het die katholieke kerk begin saamkom. En hierdie ouens, hulle is nou al 1,3 miljard lede in die katholieke kerk. 1,3 miljard. Hulle sien die paus as die hoogste gesag, ek noem dit 'n paar goed hierso. En hulle het kerk dat die tradisie en magisterium wat hulle noem lerings, 'n tipe van 'n leringsamp wat gelyk is aan die skrif. Hulle beklemtoon 7 sakramente, die doop, die baba doop, die Eucharist, die letterlike liggaam van Jesus Christus, die bloed, die belydenis en al hierdie goed. Maria, aanbidding van die mis, en hulle beskou hulle self as die kerk wat aangegaan het na die apostels. Dan het jy die ortodokse kerke. Hulle is so 200 tot 300 miljoen, hulle het geskei van die katolieke, as gevolg van pauslike gesag. En hulle het ook 'n heilige tradisie en teologie, hulle het 7 sakramente wat hulle noem geheimenisse en al hierdie goed. Nou uit hierdie ouens uit, het ons protestantse beweging gekom, en dit was die reformatie in die 16de eeuw deur Martin Luther, wat sy 95 beginsels op die kerkdeure vasgekap het, en dit was in 1517, en hy het kernbeginsels gehad, so sola scriptura, die skrif is die hoogste gesag, sola fidei, geloof alleen vir verlossing, dit het Luther gebring, en sola gratia, genade alleen. En daar is niks fout met daardie 3 terme, daar's niks fout met daardie 3 terme nie. Niks fout nie. Maar, dit het net 'n gedeelte van die waarheid van die skrif oorgebring na die kerk toe. En protestantisme soos ons Lutherse kerke, ons Anglikaanse kerke, ons gereformeerde Calvinistiese kerke, al hierdie ouens het 'n gedeelte van die skrif saamgebring. Nou ons het nou gesien in ons politieke bestel, dat as gevolg van protestantisme, die belydenis, die geloofsbelydenis, hierdie mense, en daar's nog baie van ons wat, nie ek nie, maar daar's baie mense wat luister na die Federale Alliansie. Daar is nog baie mense wat hierdie gelowe volg, en hierdie gelowe glo. Maar Vader het 'n manier om geloofsdenke te verander, stadig maar seker, en dit in 'n sekere rigting te sit om by sy kerk uit te kom, sy liggaam uit te kom. Nou wat bedoel ek daarmee? In die tyd van die Nasionale Party en dies meer, was hulle denkerigtinge beïnvloed deur protestantisme. Dit is net so. Hulle denkerigtinge was beïnvloed. En as gevolg van daardie denkerigtinge, die resultaat daarvan, is dat nasies het slawe geword in Suid-Afrika. Kom ons wees eerlik. Nasies het slawe geword. Die wit Europese mens was verhewe gewees as gevolg van hierdie protestantisme. En die politieke denkerigting het op so 'n manier vir ons beïnvloed, dat ons by 'n plek gekom het waar die damwal gebreek het, en nou is baas Klaas. Maar dis nie al wat gebeur het nie. Ons vyande, die Britte, van die einde van die 18de eeu, begin van die 1900s, hulle het veroorsaak dat van hulle denkwyses oorgedra word na ons politieke arena toe. En daardie denkwyse is baie eenvoudig. Dit is wat ons noem
ek het dit hier so kry ons noem dit die Britse witvisie. Dit was die oorhoofse term. Jy het al gehoor, ek het al van hierdie goed gepraat. Of Britse Israelisme of Anglo-Israelisme. Nou hierdie het in die 19de eeu in Britannië ontstaan, en wat vir my absoluut snaaks is, dis vir my absoluut ironies en komies, dat ons vyande, nie almal nie, maar van die boere en die boeregeleedere, het ons vyande se geloof aangeneem. Hierdie splitsing van protestantisme, hierdie skielike sekte wat sy ontstaan gehad het. En die kernbeginsels van die Britse witvisie was, dat die Britse eilande, en eers later, is interessant, die eerste Britse eilande, en toe later protestantse nasies, is gesien as die ware Israel, of die uitverkore volk van die moderne tyd. Die Jode was gesien slegs uit die stam van Juda. Eina, hoe lyk dit? Omdat Britse geskiedenis en die ryk van die Britte en die monargie en die wapenskilderye, jy weet dat almal hierdie wapens en skilde en goed, was gesien as vervulling van die Bybelse profesie oor Israel. So in Queen Victoria het haarself gesien as die vervulling van hierdie profesie, dat sy sit op Dawid se troon. Nou ons boerebeweging het as gevolg van hulle armoede en hulle uitvermergelheid en hulle, wat sal al hierdie goeters noem, hulle verslaane situasie, het hulle gedink, die Britte is aan die toppunt van die goddelike leer, en ons moet doen wat hulle sê. En ek kan jou garantie, ek kan my kop op 'n blok sit, dat jou joiners en jou handsoppers het hierdie goed begin. En hulle deel geraak van die Britse ryk. En so het ons blanke mense, veral boere en Afrikaners, hulle self gesien as die ware nakommelinge van die verlore stamme van Israel, 'n verbondsvolk. Dis hoe hierdie goed ontstaan het. Hulle identifiseer hulle self met verskeie stamme, veral Efraim dink ek is die een en die ander een is Juda. Nie-blankes en Jode word gewoonlik uit hierdie verbond uitgesluit, totaal en al. Hulle word in ekstremistiese groepe gesien as die saad van Satan of onmenslik. Verlossing en goddelike beloftes word grotendeels tot die blanke Israelitiese ras beperk. En hierdie gedagte, hierdie sekte gedagte, het veral momentum gekry nadat ons die verkiesing in 1994 deur verkiesing die mag gegee het aan die swartes. En hierdie goed het veral begin momentum kry deur FWC Neser se boek Die Verlore 10 Stamme van Israel van 1982. Toe het hierdie goed regtig begin momentum kry. So ons sit nou, daar sê hy na Efraim en Manasse. Nou ons sit nou met hierdie tamaletjie, Ons kan nie toelaat dat hierdie tipe denkgroepe enige voet of enige rol of enige plek in die komende, noem dit maar 'n politieke bestel, kan wees nie. Jy kan nie. Want protestantisme is verdraai om ander nasies te verwerp. Dis wat gebeur het. En 'n ou sien die resultate daarvan vandag. In jou protestantisme bewegings
word daar al hoe meer regte gegee aan sonde. Met ander woorde, jy kan 'n moffie wees en jy kan preek. Jy kan 'n lesbiese vrou wees en jy kan preek. Jy kan LGBTQ, WXYZ wees en jy kan preek. Jy kan nog steeds elke naweek jouself in 'n koma insuip, solank jy seker maak dat jy met 'n drank asem in die kerk kan gaan sit. Ons sien dit. Dis waarhede. Sekere kerksegmente wat abortus en sulke goeders goedkeur. So jou protestant Nederduits hervormde gedeeltes is besig om te verkrummel. En jy sien dit in die hoeveelheid mense wat die kerke dienste bywoon. Daar is party enige kerke wat floreer, maar nie baie nie. Hulle floreer omdat die sektes nie weet wat om te doen nie of waarheen om te gaan nie. Hy skop vas in hierdie hok. Hy's in hierdie hok vasgevang van geloofsbelijdenis. Hierdie belydenishok. Hierdie reëls. Maar hy vat nie daai reël en hy gaan doen 'n studie van daai reël nie, om te kyk of daai katekisme of whatever jy dit wil noem, of dit 'n waarheid is nie. Hy doen nie dit nie. Hy volg net hierdie reëls. En dan kom hy by hierdie stupid stelling van ek het my kerk. Of dis my kerk. Ons kan nie hierdie tipe ouens toelaat wat vasgevang is in hierdie absolute halwe waarheid. Ons kan nie dat hulle enige hou vaskry in 'n politieke bestel nie. Kan nie. En ek weet daar gaan baie mense my kruisig wat dit aanbetref, maar ek gee nie om nie. Die volgende groep wat jy nie kan laat 'n voet in kry in die deur nie, is ouens wat glo in Israel witvisie. Dat hulle uitverkore is. As hulle uitverkore is, hoekom het God hulle uit die regering uit geskop? Hoekom het God daai selfde nasies wat hulle so verwerp as onmenslik en al hierdie tipe van goed, saad van Satan, hoekom het God hulle bo ons aangestel? En hulle vermeerder by die dag, papa. En ons volkie verdwyn. Hierdie sektiese neiging van 1982 aan, eintlik voor dit, net na die rebellie, na die Anglo-Wêreldoorlog, toe Israel British leer hier in Suid-Afrika ingeslyp het deur ons vyande. Ons kan nie toelaat dat die mense wat hierdie gemorsdenke het, enige deel word van die politieke denkery van die komende boerstaat nie. Daar is nie 'n verdomde manier nie. Ek sal dit teestaan met alles wat ek het. En hoe gaan ek dit teestaan? Ek sal dit teestaan met die skrif. So wat se tipe politieke denkere, of wat se tipe Christelike denke moet daar wees? Jou denkwyse moet van so 'n aard wees, dat dit begin by Matteus 5. Geseënd is die vredemakers, aan hulle behoort die koninkryk van God. Jou denkwyse moet van so 'n aard wees, dat dit Vader, Seun en Heilige Gees insluit. Jou denke moet van so 'n aard wees, dat jy verstaan, dat die woord van God, die volle woord van God, is sy woord.
soos wat ons dit nou het, die 66 boeke. Jou denkwyse moet van so 'n aard wees, dat jy kan verstaan, dat die enigste wet wat jy moet volg, is die wet van die 10 gebooie wat op jou hart geskryf word, en die wet van Christus, en die fondasie van die apostels. Want dit is wat die Nuwe Testament vir ons leer. Dit wat die Christus, die woord van God vir ons kom vasmaak het, en dit wat sy apostels vir ons geleer het, sy disippels, wat die fondasie van die eerste kerk gebou het. Met ander woorde, as die apostel sê, skon tog, daar waar die apostel sê, bekeer jou en laat jou doop, dan kan jy nie vir my sê dis babiekie doop nie. As die Christus op die ouderdom van 30 jaar oud, homself laat doop het, as die eerste van baie broeders, en dat die Heilige Gees op hom gekom het, dan kan jy nie vir my sê, dit is nie vir ons nie. As daar vir ons deur apostoliese lering gekom het, dat ons in die gawes van die Heilige Gees kan beweeg, soos wat John Lake kom doen het in Suid-Afrika in 1905, en waar Siener van Rensburg gesê het, die man is nie van my kerk nie, die man wat gaan kom is nie van ons kerk nie, hy is nie van die hervormd nie, hy is nie van die protestantisme nie, hy is nie, hy is ook nie van die Rooms-Katholieke kerke nie, want Siener van Rensburg was 'n profeet van God, en John G. Lake was 'n evangelis van God, wat hande op die siekes gelê het, en mense het wonderbaarlik genees. Hy het 700 huiskerke geplant, en uit daardie planting het gekom die Pinksterkerke in Suid-Afrika, die AGS en die AFM en al die goed. Maak dit hulle reg en die ander verkeerd? Nee. Elke persoon moet sy eie heil uitwerk met vrees en bewing. En daarom in 'n nuwe bestel moet 'n ou begin met die morele wet, wat die 10 gebooie is. Daarna kyk jy na die kulturele wet, kultuurwette. Per nasie. Maar tussen die morele wet en die kulturele wet is daar die gemeene wet. Nie die maritieme wet waaronder jy nou vasgevang is nie. Jy is nou vasgevang onder die maritieme wet. Daar moet die gemeene wet wees. En wat sê die gemeene wet vir my? Die gemeene wet sê vir my, ek is geregtig op 'n stuk grond in my eie grondgebied verniet. Die eerste keer. 1 stuk grond is joune, verniet. Mag jy dit verkoop en 'n ander stuk grond koop? Ja, jy kan. Maar dan het jou familienaam nie meer 'n stuk grond nie. Wat jy kan sê, hierdie was my eie, my eerste. Dis ons sinne. So die keuse is joune. Maar jy kan nooit weer 'n stuk grond verniet kry nie. En die probleem wat jy het, is as jy die eerste stuk grond verniet gekry het, dan moet jy baie mooi verstaan, dat jou eersgebore seun moet daardie stuk grond erf. So jy besluit wat se tipe erfdeel jy los vir jou seun, indien jy 'n seun het. Indien jy 'n dogter het, dan verkoop jy die grond. Want die dogter moet trou met 'n man wat 'n stuk erfdeel het, of 'n stuk grond het, maar dit is dieper dinge waaroor 'n ou moet gesels.
Maar die grootste punt wat ek vanoggend moet maak, is ons kan nie toelaat dat die gemors leer wat ons gekelder het van die begin af, omdat dit onvolledig was. Dit was nie die mense se skuld wat die NG Kerk of die Hervormde Kerk of die Baptiste Kerk of wat ook al wat hulle bygewoon het nie. Dit was nie die mense se skuld nie. Dit was die insypeling van 'n nog 'n groep wat dinge probeer beheer het en hulle probeer dit nou nog. En dis die vrymesselaars. Met hulle gemors leer van alle paaie kom by God uit. Die probleem met dit is, net een pad is deur die Christus. En Christus kom by God uit, tot die ewige lewe. Die ander paaie wat by God uitkom, vat jou hel toe. Jy sien? En omdat hulle dink, hulle gaan Samuel, deur Lucifer, wat sy naam nou eintlik duiwel is, dat hulle Samuel 'n ewige bestaan gaan hê. Nee. Daardie denkwyse is so varksig en verkeerd. En dis eintlik iets om oor te huil. Want hierdie ouens word gemotiveer deur geld en mag, hebsug, magsposisie. So, Christendom is belangrik vir die nuwe politieke bestel, absoluut. Christelike denkwyse, soos wat die skrif sê, nie soos mense se opinies en leringe en belydenisse nie, maar soos wat die skrif sê, moet vir die volk leiding gee. Nie wat jy dink nie, wat die 66 boeke sê. Die goed moet op die tafel kom. Dis van uiterste belang. Ons moet baie mooi gaan dink oor waar pas ons in hierdie hele prentjie. Jy sien eendag gaan die Christus vir ons elkeen vra, het jy gedoen wat ek gesê het? Dan kan jy nie voor hom staan en vir hom sê, ja, ek is dan wit. Daai kite gaan nie vlieg nie. Jy sal nie vir hom kan sê, ja, ek was in die protestantse kerk nie, of ek was in die charismatiese kerk nie, of ek was in die Pinksterkerk nie. Daai kite gaan nie vlieg nie. Ek gaan vir jou vra, het jy gedoen wat ek gesê het? Wat moes jy gedoen het? Jy moes jou bekeer het. Jy jou laat doop het. En jy sou die gees van God ontvang het. Dis wat jy moes doen. That's it. En dan gelei word deur die woord en deur die gees. So politiek is vir ons 'n baie belangrike en 'n ernstige gesprek wat gehou moet word. En soos ek gesê het vroeër, jy hoef nie met my saam te stem nie, ek gee nie regtig om nie. En as jy my wil probeer verkeerd bewys, probeer dit. Maar ons doen dit in 'n nasionale debat met die woord van God alleen, nie jou opinie nie. Nie iemand se skrywes nie. Net met die woord van God. Daar's nog baie ander groepe wat hulle ontstaan gehad het uit valse leer. Byvoorbeeld, en daar's baie van hulle in Suid-Afrika, byvoorbeeld die Jehovah Getuies. Dit is ook iets wat sy ontstaan gehad het, wat totaal en al verkeerdelik is.
En hoe weet ons dit? Want hulle sogenaamde profeet Joseph Smith se leringe lyn nie op met die eerste profete van God in die Ou Testament nie. Hierdie Joseph Smith se leerstellinge en doelstellinge en al hierdie goed, en wie ewer saam met hom werk, se leerstellinge, hulle rym nie met die Nuwe Testament nie. En ons kan oor en oor bewys hoe hulle die Bybel probeer verander om hulle denkrigting en denkwyses te pas. Dis 'n groot sekte. Dis 'n sekte wat mense lei na die hel toe. Maar ons dank God dat hy vir ons lei op allerlei paaie en weë, en hy sal sy kerk bou. Maar ons moet die regte ding doen. Ons moet 'n stelsel bou wat gebaseer is op die korrekte denkwyses en denkrigtings wat skriftuurlik is. En ons begin met die morele wet. Die 10 gebooie. Dit is eenvoudig. Jy mag nie steel nie. Punt. Jy mag nie steel nie. Punt. Jy mag nie egbreek nie. Punt. Jy mag nie. En ons kan baie dinge daaroor sê. Alles hoe Jesus gesê het, waar hy gesê het, daar is geskrywe, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir jou. Jy kan nie eens verkeerdelik na 'n vroumens kyk nie. En dis hoekom ons die Christus nodig het. Politiek en kerk mag nie meng nie. Maar skriftuurlike denkrigtings, soos wat van ons geleer is, deur God die Vader, wat die 10 gebooie eers op klip en toe op die menslike hart geskryf het. Die leringe van Jesus Christus, wie ook die woord van God is, en die fondasie van die apostels en die profete, hierdie goed moet nagekom word, moet nagekyk word, moet ingebou word in 'n nuwe konstitusie. En as dit die Here se wil is, dan sal ek maandag kyk na daai konstitusie. Ek moet net onthou. Dan sal ek vir julle 'n bietjie 'n voorbeeld gee van hoe 'n konstitusie moet wees. And that's it. Dis Vrydag. Dis rugby naweek, soos altyd. En die rugby raak al hoe meer. En daar sekere ouens wat net van cricket hou. Ek moet vir julle bid. Maar in elk geval. Ons is Vryburgers. Kyk uit vir die toep. Ek is net besig om af te finish. Die vet weet, ek het 'n toets gedoen in Namibië. En toe sê my dogter vir my daai kant, pa, hierdie bladsy wil nie oopmaak nie. Of hierdie bladsy vat my na die verkeerde bladsy toe. Sê ek, wat? So ek het die toets gedoen. En so ek het 'n paar goedjies wat ek moet uitsorteer vanoggend. En sovoorts. En die res van die dag. Maar hopelik aan die einde van vandag gaan ek die storieetjie plaas op Bakkiesblad. En ek sal begin sit op verskillende podcastgroepe. Sodat ons dit kan uitkry daar buite. En sodat eventueel die fondse kan begin inkom man. En dat ons die job kan doen wat gedoen moet word, né? Vryburgers. Boere Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarna toe ons op pad is. Né? Saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Sal nooit verander nie. Mag Vader julle seën, fantastiese Vrydag, fantastiese naweek en wees veilig, né? Alles wat mooi is.